Here, dankie dat ons vanoggend in die teenwoordigheid kan kom, Here. Dankie dat ons kan verklaar, U is die allerhoogste God, Here. Here Jesus, U is die een wat is, wat was en wat nog altyd sal wees, Here. En dankie dat ons net U naam kan vereer vanoggend. Dankie vir dit wat U vir ons gedoen het, Here. Maar Here, dankie vir dit wie U is. Here, dankie dat U eerstens getrou is aan Uself en U karakter. Here, mag ons U leer ken, Here, vir wie U sê U is, Here, nie wie ons dink U is nie. Dankie vir U goedheid en U liefde, Here. Amen. So ons is besig met 'n reeks oor God se goedheid en geloof. En soos ek sê, dit strek my nogal baie rondom wie is hy? Wie glo ek is hy? Waar sien ek sy goedheid in my lewe? En dis die vraag wat ons almal gewoonlik het. Here, waar sien ek U goedheid in my lewe? Wat moet my oortuig dat U goed is? Want baie keer hoor ek ons koppel God se goedheid aan iets wat hy gedoen het of iets wat in my lewe gebeur, soos om Dion nou sê. En dis God se goedheid. Psalm 27 sê ek sal die goedheid van God sien in die land van die lewendes. En soos ons deur die lewe gaan, glo ek dat ons almal goed waarna ons terugkyk en ons sê, maar dit kon net hy gewees het. Dit kon net God gewees het wat goed was. Dit kon net God gewees het wat getrou was. Dit kon net 'n deur wees wat God vir my oopgemaak het. En ek wil vanoggend stil staan daarby, maar ek wil oor die een praat wat goed is. Ek wil oor die een praat wat getrou is. Ek wil oor die een praat hoekom ons 'n rede het om te sê God is goed. Ons kan net sê God is goed want daar's 'n God. Ons kan net sê God is getrou want daar is 'n God. Ons kan net sê God is al die dinge wat hy is. Hy is die allerhoogste, hy is die barmhartige. Ons sê hierdie goed want hy bestaan. Want hy bestaan. So ek weet nie van julle nie, wie van julle volg nog wat in die kerkliggaam gebeur reg oor die wêreld nie. Dis nogal vir my iets wat baie interessant is. Ek volg nie noodwendig soveel 'n spesifieke ou, 'n spesifieke prediker of 'n spesifieke beweging as te sê nie, maar ek hou daarvan om te hoor wat gaan aan in die wêreld. Waarmee is die Here besig in ander bedieninge, ander kerke, ander organisasies. En die week was 'n baie moeilike week vir die charismatiese kerk, as julle dit nie geweet het nie. Die afgelope 2 weke is al eintlik 'n baie moeilike tyd. En charismaties kom van die Griekse woord charismata af, wat beteken gawe. So omdat ons in die geestelike gawes glo, omdat ons glo in God wat genees, profesie is nog vir vandag. Jy weet, die gawes van die Gees is nog in volle werking binne in die kerk. Dis hoekom ons as die charismatiese beweging bekend staan. Ek het altyd gedink is omdat ons hande opsteek en hande klap. Maar dis 'n baie swak siening van die charismatiese kerk. Dit gaan oor die gawes van die Gees. En prominente leiers is, ek wil sê, geontbloot. Daar's nie 'n ander woord om dit te sê in die beweging nie. Ouens wat as profete bekend gestaan het en dit het uitgekom hulle is vals. Ouens wat leierskap waarna mense geweldig opkyk en om te besef daar was 'n bedekking van goed waarvan hulle geweet het wat nie reg was nie. En niemand het daarmee publiek gegaan nie. En skade wat dit veroorsaak het. So dis ek moet sê is 'n moeilike week vir die charismatiese kerk. Dis 'n moeilike week vir die kerk as geheel. Want die kerk se gesig aan die wêreld is nie baie positief op die oomblik nie, as ek dit so kan stel. Die kerk se gesig aan homself, aan ander mense wat hierdie ouens gevolg het en aan hierdie ouens geglo het en ensovoorts. Julle verstaan wat ek probeer sê. Hulle het noks gevat in hulle geloof. En nou praat ons oor God se goedheid en ons praat oor ons geloof in hom. En 'n vraag kom by my op. Hoekom sal iemand val vir wat hulle geval het? Nou ons almal het foute, asseblief verstaan my baie mooi. Ek en jy wat hier sit het baie foute in ons eie lewens. OK? Ek en jy maak baie keer verkeerde besluite. Ek en jy doen ook nie altyd die regte ding nie. Ek sê nie ons is volmaak nie, ek sê nie ons is perfek nie. Ek sê nie hulle het in hulle wesens iets verkeerd nie. OK? Maar ek vra myself die vraag, hoekom gebeur dit? Want dit doen die kerk soveel skade. En hoe kan ek en jy in 'n manier stap wat ons nie skade aan die kerk se beeld doen nie, maar ons bevorder die beeld van die kerk. Ek glo God se plan vir die wêreld is die kerk. Hy het nie 'n ander plan vir die wêreld nie. Anders sou Jesus nie gesê het ek bou my kerk nie. Dan sou Jesus gesê het ek gaan hierdie ding bou. Maar hy het gesê ek bou my kerk.
Hy wil mense bereik deur sy kerk. Hy wil mense in sy kerk inbring. Hy wil vir hulle gemeenskap gee, hy wil vir hulle veiligheid gee. Hy wil vir hulle opbou in hom. En hy gebruik die kerk om dit te doen. So dis nogal moeilik om hieroor te praat, want ek het soveel foute in my eie lewe, en ek wil nie te lank hierop stil staan nie. Maar ek wil by die vraag uitkom, hoekom gebeur hierdie dinge? En soos ek oor dit dink, kom dan maar weer 'n frase by my op, en ek dink ons almal is maar so bekend met die frase, die vrees van die Here. Vrees van die Here kom maar weer by my op. En om vir God bang te wees, is nie die gesonde vrees van die Here nie. Ek weet dit is al tot vervelings te verduidelik van hierdie preekstoel af. As jy hier sit, dan weet jy. Die Here wil nie hê ons moet vir hom bang wees nie. Hy wil nie hê ons moet in bewering konstant wees op 'n plek waar ons dink, as ek iets verkeerd doen, gaan die Here my met 'n weerligstraal slaan nie. Dis nie wie hy is nie. Dis nie wie sy wese is nie. Dis nie hoe homself openbaar aan ons nie. Vrees van die Here kom neer op agting. Vrees van die Here kom neer op respek. Vrees van die Here kom neer op wie is hy? Wie is hy? Hoe sien ek hom? Hoe beleef ek hom? En wat dink ek van hom? Wie is sy karakter? Dis waarop dit neerkom. En ons het hierdie week gesels by die sel oor gebed en die vrymoedigheid wat ons het om te bid in die Here en die beloftes wat hy vir ons in die skrif gee. En ek dink is nog jy gewees soos het wat gesê het, maar wanneer kom ons op 'n plek wat ons net te gemaklik raak met die Here? Julle, ons het 'n vrymoedigheid, 'n kind het 'n vrymoedigheid in die huis van sy vader. Dis die waarheid. Ons het 'n vrymoedigheid. Die Here nooi ons uit na intimiteit en vrymoedigheid toe. Maar ek wil vir julle sê daar's 'n baie fyn lyn tussen om hom nog steeds te erken as God en om net op 'n plek te kom waar ons dink ons het agting vir hom, maar ons het wegbeweeg daarvan om in waarlike reverence te staan van wie hy is. Om waarlik na hom te kyk en hom te bewonder, om waarlik na hom te kyk en dit beweeg ons. Want ons wil groei tot op 'n plek waar ons vrymoedigheid het met hom, né? Ons wil groei daarin. Ek stem 100% en dis waar ons moet wees. Maar jy kan nooit met God omgaan asof hy jou maatjie is nie. Jesus noem ons 'n vriend. Stem saam met jou. Maar God is nie jou maatjie nie. God is nie jou maatjie nie. So kom blaai saam met my na Spreuke 1 toe. Ek wil vir ons ietsie lees. Dit is nie eintlik my preekie, ek wil net ek wil iets sê. Dit sluit aan by my preek. Blaai gou saam met my na Spreuke 1 toe. Julle sien 2 Korintiërs 15 sê die volgende: ons sal almal voor die troon van die Lam verskyn om verantwoording te doen vir dit wat ons in die vlees gedoen het, of goed of sleg. Nou uit die gelowiges se oogpunt glo ek ons kom met 'n vrymoedigheid van ons redding daaraan. Jy gaan nog steeds 'n verantwoording doen vir dit wat jy in die Here se naam gedoen het. Jy gaan nog steeds 'n verantwoording doen vir die pad wat jy saam met hom gestap het. Ons is lief om die naam van Jesus te gebruik. Dis die allerhoogste naam, dis die kragtigste naam. So alles wat jy in daai naam doen, gaan jy verantwoording voor doen. En dis die realiteit van die saak. Dis die realiteit van die saak en dis 'n gewigtigheid wat ons moet besef. Ek wil vir ons 'n paar verse lees. Ek gaan vers 7 lees en dan gaan ons spring na vers 29 toe. So hoor gou wat sê Spreuke 1 vers 7. Die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Sotte verag wysheid en tug. Die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Sotte verag wysheid en tug. Dan spring ek na vers 29 toe. Omdat hulle kennis gehaat het en die vrees van die Here nie verkies het nie, van my raad nie wou weet nie en al my teregwysinge verag het. Daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Daar's my 'n waarskuwing binne in hierdie tekste. Daar's my 'n waarskuwing rondom die vrees van die Here. Die vrees van die Here hier word gekoppel met die eet van die vrug van die wandel. Om die Here te respekteer, om die Here te ag, om die Here te bewonder, bring 'n sekere vrug in ons lewe voort. Dis wat hierdie teks sê. Ek dink ook die beste hierdie kan verduidelik, sonder dat dit klink asof die Here ons pak slaaf wil gee, want dis nie wat hy wil doen nie. Die Bybel praat van dat die Here ons stigtig, die Bybel praat van 'n teregwysing hierso. Die Bybel praat daarvan dat die Here ons dissiplineer, as ek reg, né? Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld van dissiplinering. Nou vir die van julle wat my beter ken, sal weet ek's baie keer 'n bietjie bot en ek's baie keer bietjie swart en wit. So iets is vir my reg of iets is vir my verkeerd, daar's nie vir my iets tussenin nie. Ek kyk na wat in die omstandighede gebeur, ek kyk nie na alles wat aanleiding gegee daarna toe nie.
My vrou, aan die ander kant, is glad nie so nie. Okay? Ek dink ek het al bietjie op haar afgesmeer, maar sy het al op my ook afgesmeer. Wat bedoel ek daarmee? My vrou is baie sagmoedig. My vrou is baie meer, sy het 'n empatie vir mense, sy het 'n baie meer, ek sal sê, as die ouste keuse, dis sy probleem. Wat moet ons nou verder doen rondom die situasie? Dit is asof mense het jy al gedink, wat het aanleiding gegee daarna toe? Het jy al gedink, hoe kan ons eerder om ondersteun? Het jy al gedink, hoe kan ons eerder hierdie tipe van ding doen? En dan dink ek vir myself, wow, okay. Wat ek vir julle wil uitwys, haar teenwoordigheid, haar menswees, laat my 'n situasie anders hanteer. Dit laat my anders na 'n situasie kyk. Dit laat my anders begryp. Laat my anders dink. Dit verander hoe ek optree. Die Here in al sy karaktereienskappe. As hy teenwoordig is in ons situasie, dan het hy dieselfde effek op ons. As jy glo die Here is genadig, werklik glo die Here is genadig, en jy het daai agting van hom as 'n genadige God, wie wat gaan jy in jou lewe begin openbaar? Jy gaan begin om genade te openbaar. Nie omdat die Here agter jou met 'n stok staan en jou slaan, omdat jy nie genade openbaar nie, maar omdat hy teenwoordig is, en jy weet, hy's die persoon van genade in hierdie omstandighede. En ek wil soos hy wees, dan openbaar jy genade. As jy weet, die Here is net waarheid, en daar's geen leuns in hom te vind nie, en jy vind jouself in 'n situasie, waar jy voel, maar nou moet ek jok, of nou moet ek leuns na buite toe sit, dat mense meer van my kan dink, of dat mense kan dink hoe wonderlik ek is, of enigiets in daai lyn. En die Here is saam met jou in die situasie, en jy weet in jou wese, maar hy is waarheid, en daar's geen leuns binne in hom nie. Jy het die vrees van die Here, jy het die agting vir die persoon van waarheid, jy het 'n agting vir hoe hy wandel in integriteit en waarheid. Wat gaan jy doen? Jy gaan terugdraai van jou keuse af om die leuen te maak, en jy gaan die waarheid kies. Die Here slaan ons nie noodwendig met 'n stok nie. Ek glo nie hy slaan ons met stokke nie. Ek glo sy teenwoordigheid is die ding wat ons moet verander. OK, dis hoekom die vrees van die Here so belangrik is. Die vrees van die Here is so belangrik om hom te respekteer vir wie hy is. En ek dink dis iets wat baie vinnig verlore gaan in ons lewens. Die oomblik roem, rykdom, noem dit wat jy dit wil noem. Daar's soveel goed wat dit by ons wil steel. Die vrees van die Here by ons wil steel. En hy roep ons altyd terug na dit toe. Laai sy my na Jesaja 42 toe. Nou kom ek uiteindelik by my preek uit. Maak dit vir julle sin wat ek vir julle probeer sê rondom die Here se teenwoordigheid in die situasie. Hoe dit jou tugtig, hoe dit jou verander, hoe dit jou dissiplineer om keuses te maak wat ander gevolge het. Die Here werk op, hy het 'n beginsel in die wêreld gestel, oorsaak en gevolg. Soos in Jesaja 42. En ek wil vanoggend fokus op wie is hy? Wie is hierdie God wat ons aanbid? Nou wil ek 'n bietjie konteks gee oor Jesaja 42. Jesaja 42 is 'n profesie oor Jesus. As jy dit mooi gaan lees, ons sal nou 'n paar verse lees. Dis 'n profesie oor Jesus, die dienskneg van God wat gestuur word na die wêreld toe. Die dienskneg wat so groot verandering in die wêreld sal bring, wat mense nog nooit van tevore gesien het nie. Jy weet, hy sal nie mense verkleineer nie, hy sal die geknakte riet nie breek nie, hy sal die lampe nie uitdoof nie. Dis wie kom. En Jesaja 42 praat die Here ook van 'n verbond wat hy wil sluit. En as jy die teks lees, kom jy agter die verbond gaan nie oor Israel nie. Die verbond gaan nog meer oor die heidene. OK? Want die heidene op daai stadium het nie 'n verbond met die Here gehad nie. Israel het een gehad. Hulle het die Mosaïese verbond gehad met God. Maar die heidene het niks gehad nie. Ons was sonder God en sonder enigiets in hierdie wêreld. En ons lees van 'n verbond wat aan die nasies moet gemaak word deur hierdie dienskneg van die Here, Jesus Christus, wat gekom het. Hulle sien die grootste openbaring van God se goedheid is nie alles wat hy in ons lewe doen, dag tot dag nie. As dit die grootste openbaring van God se goedheid is, hoekom het Jesus op die kruis gesterf? Die grootste openbaring van God se goedheid in die geskiedenis van die mensdom is Jesus se kruisiging. Is God wat homself op 'n plek bring wat hy sy lewe neerlê vir mense. Dis die grootste openbaring van sy goedheid van alle tye. Van alle tye.
Okay. Jesaja 42 lees al my in vers 6. Ek die Here het u geroep in geregtigheid. Ek vat u hand en behoed u en gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig vir die nasies, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes diegene wat in die duisternis sit. Ek is die Here, dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee nie, of ook my lof aan die gesneede beelde nie. Weer vers 8 vir ons lees. Ek is die Here, dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee nie. Ook my lof sal ek nie aan gesneede beelde gee nie. Toe ons geval het in die tuin, toe was ons geskei van God af. En God openbaar homself in die mensdom, van die begin af weer, het homself weer aan Adam en Eva geopenbaar in die tuin, en hy openbaar homself daar, Noag, Moses, Abraham, noem het so deur die Ou Testament. So openbaring van God, en elke keer koppel hy 'n naam aan dit, né? Dis 'n progressiewe openbaring van wie hy is aan die mensdom. En dan kom in Jesaja 42, en hy sê, ek is die enigste God. Die enigste God. En daar's een ding wat ons in hierdie teks leer, wat die Here nie met ander mense deel nie. En dit is sy eer. Engels sê, I will not share my glory with another. Daar's van die Afrikaanse vertalings wat dit ook vertaal as heerlikheid. Maar eer is vir my 'n baie mooi woord. Glory, net so gepas. Nou vir julle gesê, die grootste openbaring van God se goedheid ooit aan die mensdom is die kruis. Want ons is lief om God se goedheid altyd te begin met, maar wat gebeur in my persoonlike lewe, dat ek kan sê God is goed. Maar daai is iets algemeen wat God aan die hele mensdom bewys het. 1 Johannes 2 vers 12 sê die volgende: Die Here het ons sondes vergewe om sy naam ontwil. Wat gewees sê? Die Here het ons sondes vergewe. Waar is ons sondes vergewe aan die kruis? Die Here het ons sondes vergewe om sy naam ontwil. Nou wat is sy naam? Wat is my naam? Wat is jou naam? Jou naam is jou reputasie, is ek reg as ek dit sê? Mense weet wie jy is, mense weet wat jy doen. Daai ding. Dis jou naam, dis jou reputasie. Die Here sê, die eer om 'n redder, die eer om 'n barmhartige, die eer om 'n genadige te wees, dit gee ek aan geen ander nie. Ek gee dit aan geen ander God nie, want geen ander God kan dit vir julle doen nie. Geen ander God kan hierdie verbond sluit nie. Geen ander God kan dit bewerkstellig nie. Net ek alleen. En dit alleen kom my toe. Dit alleen kom my toe. En die punt waartoe ek met hierdie ding wil gaan is, julle, wie is God vir ons in sy wese? Wie is God vir jou in sy wese? Wanneer sal jy sê, is God goed? Wat moet jy in jou lewe sien om te sê God is goed? Of sal ons begin by sy eie getuienis aangaande homself? Sal ons begin by sy eie getuienis aangaande homself, waar hy sê, ek is goedertieren, waar hy sê, ek is getrou, waar hy sê, ek is barmhartig, waar hy sê, hy is genadig. Want wie is die beste getuie wat God kan hê? God self. God se beste getuie wat hy kan hê, is hy self. As ons glo hy kan nie lieg nie, ons glo alles wat hy vir ons openbaar is waarheid. Julle, dan is dit waarheid oor hom. Nou kan julle vir my vra, okay Reino, hoe gaan hierdie kom op 'n plek wat dit my geloof stig? Hoe gaan hierdie kom op 'n plek wat ek nou gaan wees soos Here, wow, U is goed, kyk hoe goed is U. Nou my eerste opinie, en dis my opinie regtig oor die algemeen, is ons verbly ons nie in die kruis nie. Ons verbly ons in die kruis met tye, oor die algemeen verbly ons osself bitter min in die kruis. Wie van julle dink elke dag aan die kruis? Julle hoef julle hande op te steek nie. Maar wie van julle dink ten minste een keer 'n dag aan die kruis? Ten minste een keer 'n dag. Dink gou terug in hierdie week, wie van julle het aan die kruis gedink? Ons wil oor God se goedheid dink en praat en openbaar en al hierdie dinge. Maar wie van julle het al aan die goedheid van die kruis gedink hierdie week? Die bloed wat vir jou gestort is. Die sonde wat jou vergewe is. Jou gevalle toestand wat 'n goddelike toestand kon word. Sy voorsiening in dit. Ons doen nie. Ons doen nie. Hoekom doen ons nie? Want ek soek God se goedheid op ander plekke en ons moet. Moenie hoor wat ek nie sê nie. Ek sê nie ons moenie God se goedheid begeer en openbaar in alle aspekte van ons lewens nie.
Maar die basis van God se goedheid bly die kruis. As ek Paulus se briewe lees, dan sê hy vir my, ek het niks anders onder julle geweet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Wie van julle het 'n groter openbaring van God se goedheid as Paulus? Maar Paulus se openbaring het begin by die kruis en het geëindig by die kruis. Hy praat hoeveel keer tussenin van God se voorsiening in sy lewe, van deure wat vir hom oopgegaan het, waar hy vir ander vra om vir hom te bid, om deurbrake te kry. Dit gebeur is vol daarvan. Maar die kruis het altyd sentraal gestaan. As ons die kruis nie sentraal sit in God se goedheid nie, julle, ek dink ons gaan op 'n plek kom wat ons werklik glo en getuig van sy goedheid nie. Want dis hoe hy gekies het om dit te openbaar. Die goedheid en die geloof wat ons in God het, is nie afhangend soveel van my en jou ondervinding, soveel van my en jou belewennisse, soveel van my en jou. Daai goed stig dit. As ons werklik in verhouding met hom kom, en ons werklik om soek vir wie hy sê hy is, om werklik soek vir hoe hy homself kies om hom te openbaar, julle, dis die belangrikste ding, is hoe God homself kies om hom te openbaar. As ons op daai plek kom en dit raak ons sentrale punt, dan gaan ons begin sien die goedheid en die geloof van God. Wie julle hoekom? God is heel eerste. Wie is nommer 1 in God se boek? Nou sal baie mense sê, ons is. En ons kan eerlik wees. Wie is nommer 1 in God se boek? Dis nie die mens nie. As julle dink die mens is nommer 1 in God se boek, dan is ek jammer om 'n babbel te bars. Ek is regtig jammer om 'n babbel te bars, maar dan het ons 'n baie slegte beeld van wie hy is. Dan het ons 'n baie slegte beeld van aan wie hy in die eerste plek getrou is. Julle, God is goed, omdat hy eerste goed is teenoor homself. God is goed teenoor homself in die eerste plek. God is getrou aan homself. Hoor wat sê 2 Timoteus 2. Julle hoef nie daar te blaai nie, ek lees dit gou vir ons. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons met hom lewe. As ons verdra, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons verloon. Ek glo dit is as jy die boodskap van die evangelie verloon. As ons ontrou is, luister mooi, as ons ontrou is, bly hy getrou. Hy kan homself nie verloon nie. God is getrou aan sy eie goedheid. God is getrou aan sy eie eer, sy eie naam, sy eie barmhartigheid, sy eie genadigheid, sy eie liefde. Hy is getrou aan al hierdie eienskappe van homself. Heel eerste, voor hy dit aan enigiemand van ons openbaar. En weet julle wat? Dis veronderstel om vir ons 'n geweldige, ek raak opgewonde, dis veronderstel om vir ons 'n geweldige opgewondenheid in ons hart te kweek. Dis veronderstel om vir ons 'n geweldige troos te wees. Dis veronderstel om vir ons 'n geweldige bemoediging te wees. Weet julle hoekom? Want jy kan nie altyd getrou wees aan die Here nie. Al wil jy doen, al sê jy sal nie. Arme Petrus het dit baie vinnig geleer. Here, ek sal jou volg tot die dood toe. Toe kraai die haan 3 keer. Jou beste vermoëns om aan die Here getrou te wees, jy gaan iewers faal. Maar ons kry soveel moed, ons kry soveel vertroue, as ons besef die Here sê hy kan homself nie verloon nie. Die Here kan nie verander nie. Die Here kan nie sy karaktereienskappe verander nie. En ons geloof moet in hierdie ding geanker wees. Want dan is ons minder op 'n plek waar ons wik en weeg oor, Here, is jy goed, is jy nie goed nie. Here, is jy getrou, is jy nie getrou nie. Ons is lief om te sê, die Here het 'n plan vir my lewe, maar ons bevraagteken die plan om elke hoek en draai. Wie van julle doen dit? As julle nou eerlik is met julleself, Here, dankie vir jou plan met my lewe, maar regtig hierdie afdraaipaadjie. Nee. Jy weet, hier is 'n lelike potholes op hierdie pad. Jy seker hierdie is die plan vir my lewe. Jy seker. Maar as jy geanker is om te weet dat God goed is, dan gee dit jou vertroue. Weet jy wie van julle ken vir John Piper nie? John Piper het 'n sê ding. Hy sê God is most glorified when we are most satisfied in him. Jesus het gesê, hulle sal julle goeie werke sien en julle Vader in die hemel verheerlik. Het jy al ooit vir jouself die vraag gevra, hoekom sê Paulus doen alles wat jy doen in woord of daad tot eer van die Here? Ek glo is omdat jy 'n agting het vir hom in daai situasie.
en jy glo in wie hy is, jy glo in sy wese, en dit bepaal wat jy ook doen. Dis hoe jy dit tot eer van die Here doen. Dis hoe ons hom verheerlik. Maar ons moet geanker wees in wie hy sê hy is. En julle, daar's een manier hoe jy dit kan doen. Dis een manier. Dis een manier. Dis een manier. Jy kan nie gaan op die stories van ander nie, jy kan nie gaan op wat AI, moenie op AI gaan intik, God is good nie, hulle gaan vir jou. Dit gaan oor, wat is jou openbaring? Waarin is jy geanker? Wat glo jy oor hom? The chief goal of mankind, in my opinie, is tweevoudig. Om God te ken in verhouding en om hom te verheerlik. Om hom te ken en om te verheerlik. En as ons op hierdie plek is, wat dit ons doel is, dis ons smagting. Dan kom ons baie minder op 'n plek wat ons om soveel vrae vra. Dan kom ons baie minder op 'n plek wat ons so met hom wil stry oor alles. Jy het al Dawid se psalms gelees, mense sê Dawid wend baie in sy psalms. En dis waar, Dawid wend, Dawid praat sy hart uit. Julle sien dat sy agting het hy in al daai psalms nog steeds vir die Here. Het julle dit gesien? Hy sê dis my situasie, dis wat ek beleef. Maar ek weet jy's goed. Ek weet jy's getrou. Ek weet jy's geregtig. Verander nooit sy beeld van God nie. Verander nooit sy opinie van God nie. Hy praat sy omstandighede uit, maar hy vind sy berusstelling, hy vind sy moed, hy vind sy motivering, hy vind sy troos. Noem dit wat jy wil. Hy vind dit in wie God is. In wie God is. So as ek maar kan terugwys na wat ek dink baie keer verkeerd gaan in mense se lewens, is ek dink ons verloor visie van hom. Ek dink ons verloor visie van wie hy is. Ons 'n paar goed wat die skrif hom as beskryf. Hulle beskryf hom as die Allerhoogste. Beskryf hom as die een wat die skepping onderhou deur die woord van sy krag in Hebreërs 1. Dink net gou by jouself, wat beteken dit? Hy onderhou die skepping deur die woord van sy krag. Jy bestaan omdat God kies dat jy bestaan. Weet julle dit? Satan bestaan omdat God kies dat hy bestaan. Alles hou in stand binne in hom. Alles. En ek glo ons gaan meer doel in ons lewens vind. Ons gaan meer die goedheid van hom sien. Hoe minder ons dit oor onsself maak, en hoe meer ons dit oor hom maak. Jy gaan 'n vervulling vind, jy gaan 'n goedheid van God beleef. Ek glo dit in my eie lewe. Hoe meer ek verby myself kan kyk, hoe meer ek na hom kan kyk, hoe meer ek na hom kan kyk. Die Here gee nie sy eer aan enige iemand anders nie, want alles kom hom toe op die einde van die dag. Alle bewondering, alle aanbidding, alles kom hom toe op die einde van die dag. Begin by die kruis en bou dit op in die res van jou lewe, want hy is goed. Hy openbaar homself as goed om deel ons getuienis. Dit verheerlik die Here, né? Dit verheerlik die Here om te hoor dat hy vir hom voorsien. Maar hoekom doen hy dit? Want God is getrou aan homself. God is getrou aan homself. Hoekom het God jou lief? Want hy is liefde. En hy is getrou daaraan om liefde te wees. En as jy dit snap, besef jy, die liefde is nie voorwaardelik nie. God het ons lief gehad toe ons nog sondaars was, sê die skrif. Dan besef jy, dit kom nie uit 'n plek van verdienste uit nie. Dan besef jy, dit kom uit 'n plek van 'n God wat liefde is. En hy sal homself nooit verloon as liefde nie. Nooit nie. Hy sal nooit nie liefdevol wees nie. Al dink jy, hy is die minste liefdevolste wese wat kan bestaan in 'n oomblik. Die waarheid is dis nie waar nie. Die waarheid is hy steeds liefde. Die waarheid is hy steeds goed. Die waarheid is hy steeds getrou. Die waarheid is hy steeds barmhartig. Die waarheid is hy steeds genadig. Die waarheid is hy steeds onveranderlik. Die waarheid is daar steeds geen leuns in hom te vind nie. Lees ons Jakobus 1:17. Want dit koppel dit vir my so mooi. Jakobus 1:17 sê: Elke goeie gif en volmaakte gawe daal van bo neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of 'n skaduwee van omkering is nie. Uit God se onveranderlikheid kom die goedheid voort. Maak dit vir julle sin? Maak dit vir julle sin? Ek weet dit is 'n bietjie 'n dieper woord, dis nie God is goed in die opsig van kyk hoe lyk my lewe, God is goed nie. Dis nie dit nie. Ons is baie lief vir die sê ding wat God is good and all the time. Wat God is good all the time and all the time God is good. Dis 'n baie mooi sê ding. Dis 'n baie mooi sê ding. Dis waar. Uit wat se hart en wat se diepte sê jy dit? Wat se hart en wat se diepte sê jy dit? Waarop maak jy aanspraak? Omdat jy gehoor het iemand anders het dit gesê of omdat jy weet
in sy wese het hy homself verklaar as goed. Hy's goed, hy's lief vir julle, hy's lief vir my, hy's amazing. Here, hierdie moet vir ons op 'n plek bring. As God sê hy's 'n beantwoorder van gebede. Dis wat hy sê, né? Sê as ek reg is hy dit sê. Hy's 'n beantwoorder van gebede. En julle weet hy kan homself nie verloon binne in dit nie. Wat 'n confidence moet dit ons gee in ons gebedslewe? Gee dit julle confidence om dit te hoor? Dit gee my confidence. Groei nog aan, maar dit gee my confidence. As die Here sê laat alles ten goeie vir my meewerk en hy kan homself nie verloon om dit te doen nie. Hoe sleg jou situasie ook al lyk, gee dit jou moed. Dit moet jou moed gee. As dit jou nie moed gee nie, dan gaan niks jou moed gee nie. Ek's jammer om dit vir julle te sê. Maar omdat jy kan aanspraak maak op sy onveranderlike karakter, het ons 'n geloof dat God goed is. Gaan kry vir julle, ek weet nie, 'n boekie of iets. Skryf hierdie name neer. Gaan soek die vers op. Moenie sit op 'n Sondag die versie sien en dink, "Haai, dis oulik. Die Here het nog 'n naam nie." En dan mis jy die punt van die doel. Die doel is, Here, die volheid van jou karakter is deel van dit, as jy is die allerhoogste God. Wow. Okay, wat beteken dit? Hoe kan ek daarop aanspraak maak? Here Jesus, die woord sê dat U vandag, môre en altyd dieselfde is, Here. Here, in die woord sê U dat U glorie, dit wat U toekom, met niemand anders sal deel nie, Here. Here, mag ons op 'n plek kom, Here, waar ons U glo vir wie U sê U is. Here, dat U is baie meer as wat ons vir onsself kan begryp. U is baie meer as wat ons vir onsself kan uitredeneer. Here, U is baie meer as wat ons ooit kan dink of onsself verbeel, Here. Maar mag ons vat wat U rondom Uself net openbaar. Mag ons dit op face value vat, Here. Mag ons glo werklik as U sê U is barmhartig, dat U barmhartig is. As U sê U is goed, dat ons glo U is goed. As U sê U is getrou, dan glo ons U is getrou, Here. Nie omdat U enigiets aan ons wil bewys nie, Here, maar omdat U getrou is aan wie U is in U wese. Omdat U God is. Omdat U God is, omdat U die een is wat bo oor en alles is. Here, U is oor alles en jou alles in stand. Here, dankie dat ons die voorreg het om met U in verhouding te wees. Here, dat ons in 'n verhouding kan staan met die Skepper van die hemel en die aarde, dat ons in verhouding kan staan, Here, met die een wat die mag gehad het om sy eie lewe neer te lê en weer op te neem. Here, dat ons 'n verhouding kan hê, Here, met U, want U is waardig, Here. Alles kom U toe, Here, nie omdat U egoïsties is nie. Here, alles kom U toe, want U is waardig van alles. U is waardig van alles. Mag dit 'n waarheid in ons hart wees, Here. Mag dit ons verander, Here. Mag ons in situasies kom waar ons versoek of getoets word, Here. Here, mag ons kyk na U karakter. Mag ons kyk na dit wat ons weet van U. Na hoe U kies om Uself te openbaar. Na die krag wat in ons aan die werk is, Here. Mag ons daarop staat maak en besluite neem, Here, wat goeie vrugte oplewer. Wat goeie vrugte oplewer, Here. Wat U sal laat verheerlik, wat U naam sal vergroot. Here, wat U kerk sal bou in hierdie wêreld. Wat 'n getuienis in die wêreld sal uitstuur dat my God is goed. My God is great, my God is groot. Here, dat mense sal kom om U te ken, dat daar 'n honger in die wêreld sal wees, Here, om in verhouding met U te kom. En dat mense oorweldig sal word deur U. Here, verander ons waar ons nog verander moet word. Dankie vir U goedheid en U liefde. Dankie vir U getrouheid. Ek bid U seën af vir elke persoon hier vanoggend, Here. Dankie dat U hulle omstandighede ken. Here, dankie dat U hulle ontmoet in hulle omstandighede. Trek hulle nader asseblief, Here. Amen.